Goeiedag en baie welkom by Maandag met Morney. Ek hoop jy het 'n baie geseënde naweek gehad. Rugby was lekker. Ek hoop jy het gebraai en gekuier. En vandag het ons 'n baie besonderse gas saam met ons. Maar voor ons verder met ons gas gaan gesels, kom ons kyk na hierdie week se nuttelose inligting. 'n Nuttelose inligting hierdie week, kan jy hulle glo in die jaar 1991 is die hoofsanger van Queen, "We are the champions, my friend," is hy oorlede. Ook in hierdie week, Suid-Afrika se nuwe konstitusie kom in werking in die jaar 1996. Ook Winston Churchill is in die jaar 1874 is Winston Churchill gebore. Lekker week vir jou. Welkom terug by Maandag met Morney, saam met my in die podcast studio. Hierdie man het baie naby my begin groei, 'n vriend van my geword. Dit is Connie Sekoe wat saam met ons is. Konna, jy saam met my in die bediening. Vertel my 'n bietjie meer van jouself. Waar het jy groot geword? Wanneer is jy getroud? Hoeveel kinders het jy? Weer is baie vrae, maar kom ons begin iewers. Nee, wel, baie dankie vir die uitnodiging, Morney. Dit is 'n voorreg om hier saam met julle te wees. Kyk, ek het in die Kaap groot geword. Ek is getroud, my vrou is Julia en ek het 3 kinders. My oudste seun is Simon. Hy dink hy weet alles. My dogter is 18, sy voel sy weet alles. En ek het 'n jongste seun, Connie Junior, CJ. Hy tree op asof hy alles besit. Ek dink ons kan hierdie podcast net stop. Jy het alles gesê wat 'n ouer met tieners het. Konna, ek sit jy op die spot. Hoe lank is jy nou getroud? Ek is nou 24 jaar getroud. Great stuff. Jy het mooi teruggekom, maar ek weet nie of al die mans so vinnig kan sê nie. As ek net kan konteks sê, hoekom ek so 'n bietjie met die ding. Ek is 24 jaar getroud, 23 jaar. Tegnies is ek 24 jaar getroud. Wat gebeur het, ek en my vrou is van Kimberley, en sy was matriek toe wat ek ontmoet, ek was 23. Ek het regte studeer hy tyd, en toe het ons nog betrokke geword, en toe maak ons 'n vow, 'n jaar voor ons getrou het. Toe sê ons volgende jaar die tyd. dan trou ons op die datum, die 2 Maart. En dis hoekom ek altyd 23, 24. So jou kop is eintlik toe jy die wel gemaak. Toe ek die vow voor God, net ek en sy agter by haar suster se huis in Kimberley, in Rodepan. So dis hoekom ek altyd daai. Dis interessant, jy sê het regte gestudeer. Hoeveel jaar het jy studeer? Het jy 'n passie vir dit gehad? Baie groot passie. Ek het law studeer vir 3 jaar. Ek het in my 3de jaar in die 2de semester opgehou. Toe begin ek silliness van youth. Toe begin die musiek bug byt. So ons gaan nie explore oor die silliness van youth nie, want ek dink almal wat kyk, verstaan, julle het silliness of youth beleef iewers. Ja. Partykeer raak ons koppe raak op ander maniere uit, maar jy het iets baie interessant gesê, jou liefde vir musiek. Ja. Het begin, kyk, jy het toch seker altyd van musiek gehou. Yep. Maar dit klink vir my, daar was 'n stadium wat musiek begin op jou gegroei het, wat jy dit gelief. Ja, as ek dit so kan stel, ek hou van musiek, maar ek het 'n ander liefde, en om 'n konteks te gee, is wat gebeur het is, ek was in my 3de jaar, maar my pa en my ma het geskei toe ek baie jonger al was, ek was omtrent 13, ek was in my 3de jaar, IWK was dit nog uit. Maar my pa was al die jare in musiek, my pa is 'n pastoor en hy is in musiek, ons familie is baie musikaal, en kerk is soos tweede natuur. Jy weet, sommige families kan rugby speel, ons familie kan kerk en musiek, daai is wat ons doen. So het onder die kerkbanke groot geword. Nee, jy weet, onder die geklank van Sion, soos my oupa gesê het. En onthou is nie net by die kerk nie, seker by die huis ook. Nee, oral. So wat se instrumente het jou pa en oupa gespeel? My pa kan al die instrumente speel, my oupa het gesing, en hy was ook 'n pastoor. So wat gebeur het, toe na my pa geskei het baie goed met mekaar geval, sy reputasies, al die goed, en so toe is hy basies in die wildernis. En toe kom hy terug Kaap toe, hy het die Kaap verlaat, en toe jare later kom hy terug Kaap toe, en toe studeer ek nou law. Maar die ene het my pa en my ma weer opgemaak vir 'n tyd. Jy weet, en goed, maar toe is hulle weer uit mekaar uit. En toe is ek in my 3de jaar, maar toe is dinge baie platform. En toe het hy maar nog altyd musiek gemaak, hy het nie meer gepreek en goed nie. Maar toe, so ek in my 3de, ek was baie passievol oor law, maar jy weet, en dis hoekom ek sê, ek hou van musiek, maar ek was liever vir my pa as wat ek lief was vir musiek. Ek het gehou van musiek,
Maar toe sien ek niemand wil met hom speel, regtig hier musikante daar. Jy weet hy's nou in die wildernis. En toe voel ek net jy weet as 'n seun, ek het die gifts en die talents en ek gaan nie help. So wat 'n ouderdom het jy agter 'n gitaar of 'n keyboard ingeklim? Ek het laat begin speel actually. Ek het na matriek 1994 toe ek klaar met matriek, toe bly my pa in Gauteng, daai het toe 'n record company. En toe die record company en hulle kassette nog uit het gemaak en CD's en reg oor die land versprei, toe het ek na matriek na hom toe gegaan om hom te help daar. Toe was ek daar so vir 'n jaar, maar toe, soos ek sê, toe maak hy my ma op, toe gaan hy terug Kaap toe. Toe dinge daar aangegaan, en ja, daar is nou 'n lang storie, maar so toe hy teruggegaan en toe dinge nie uitgewerk nie. Toe ek het toe law gaan studeer, ek dink 1997, so 1999, dus my pa weer terug in die Kaap, maar en toe is hy nie op 'n goeie plekkie, en toe gaan my oupa ook dood daai jaar, ek onthou 1999 Augustus, en hy was baie close aan my oupa. En toe is daar net iets in my wat sê ek moet saam met hom gaan. En ek glo in hy stemmetjie, my ouma het altyd gesê, hy stemmetjie praat. En ek volg hom gewoonlik. Toe volg ek hy stemmetjie, toe los ek my law degree. My pa het my nie gevra om, hy wou nie in fact hy wou ek law doen, want nou enige pastoor wil hê sy kind moet eintlik in die bediening gaan, as hulle nou eerlik is. Maar ek het 'n stemmetjie wat my gesê, nee man, gaan. En ek volg nou nog hy stemmetjie. So ek sê altyd, ek hou van musiek, maar ek is lief vir my pa. Dis hy liefde van 'n seun wat my daarin toe geval. So dit klink of julle baie naby mekaar was. Ons gaan nou terugkom, bietjie meer praat oor die bediening, want jy is absolute geroepene van die Here. So kon ek hoor, jy het jouself geleer keyboard speel. Jep. Hoeveel jaar het jy, want vir my is jy fantasties. Jy kan nogal uitmaak, maar hoe is dit? Hoe vinnig het jy jouself geleer? Kyk, ek het op 16 gitaar leer speel. Die ou wat vir my pa basgitaar gespeel het, my pa het 'n band gehad, Simon and Community Singers. Die ou wat basgitaar gespeel het vir my pa, Greg Pinto, is vandag dood. Hy het my toe geleer gitaar speel op 16 jaar oud. 16. Ek het nooit keyboard gespeel nie, want my pa het goeie keyboardspelers gehad. Maar toe wat ek nou 19 is, wat ek in Gauteng kom, daai tyd, toe my pa het 'n keyboard speel, ek gaan nie sy naam doen, want hy is nog baie bekend. Maar hy het altyd my pa gedrop, hy het 'n girl gehad daar in Rygepark. Dan my pa en vir my, as hulle konsert het, ons het gebly, ons het in Alrapak gebly in Nigel 1995 saam my pa. Dan moet my pa altyd jou gaan optel, en dan as hy by sy girl, het die girl hom nog geskel, en dan kom hy sommer nou nie vir rehearsal, en so het dit aangegaan, en toe een Vrydag, toe my pa hulle konsert, soos 'n maand, 2 weke as die konsert, nou ons is die final rehearsals, het jou dagie op. En my pa is 'n ander basgitaarspeler van die band toe, sy nuutste basgitaarspeler, sê toe vir my, jong, hoe kan speel jy nie man? Ek sê nee, ek kan nie keyboard, ek kan 'n bietjie gitaar speel, toe sê ek sal vir jou leer. So toe, omdat ek 'n bietjie gitaar en byspeel, toe leer die basgitaarspeler vir my om te oefen vir die songs, vir die konsert. Dis my eerste keer wat ek keyboard begin speel het. Maar toe leer ek, actually in 'n paar weke, toe leer ek al die songs. Weens vir my pa, se show, en toe, ek onthou nog die laaste rehearsal, toe vra my pa, jong, Monkeys was die ou se naam, Monkeys, waar is die keyboardspeler wat jy gesê het? Toe sê pa, hy sê nie, hy is, waar is hy, ek sien hom maar nie, toe sit ek daar, toe sê nee, is Connie pa, Connie, hy speel die keyboard, nee, is alright, ek het met hom geoefen, en dis hoe ek keyboard begin speel, dit is weer eens my pa. Dankie toch vir die ex-keyboardspeler se girl, dat jy nou kan keyboard speel. Ja. So jy en Julia, 24 jaar getroud, julle lyk na so 'n geseënde familie. Connie, in familielewe, het julle al bietjie moeilike tye gehad? Ek praat met kinders, so ons het net oor tieners en almal wat so slim is gepraat, maar het van hulle al deur 'n moeilike tyd gegaan van jou kids? Ja, my oudste seun Simon was so 'n paar jaar terug, toe ons was hier, en toe het hy hartversaking, sy hart was baie swak, ek dink op 'n kol. Die dokter gesê hy het net iets soos 43% van sy hart se funksie. En daai was 'n groot uitdaging. Ek meen as jy jou kind, jou bloed, stukkie van jou hart wat buite rondstap. Ja, en ou voel magteloos, en wat gaan jy doen? Jy vertrou so die Here, en Here raak hom aan, maar hoe gaan dit nou met hom? Nee, hy is nou gesond, die Here het hom genees, die Here het hom aangeraak. Die Here het hom aangeraak. Vertel van hoe dit gebeur. Ek onthou, daai tyd was dit hierso, daar was 'n paar vrouens wat daai tyd hier was, hulle is nou nog in die gang.
Ek het hulle sommer tot 'n mate die bomsquad genoem, daai tyd nou, want ek het Lisa was betrokke te vra, wil hulle nie eendag vir hom net kom bid nie. En hulle toe een Sondag na 'n diens vir hom gebid, daar in die teesaal, nie in die teesaal, in die moedersaal. En die volgende dag of 'n week later moes hy gegaan het hospitaal toe, en toe wat hy kom, toe sê die dokter nee, sy hart is reg. Daar's niks fout met sy hart. So wat ook al gebeur het, daar het something happened. Wow. Sien, ons glo in bonatuurlike wonderwerke, maar ek dink Connie, dis komies, maar dit is so waar. Die bomsquad, julle weet met die wêreldbeker, was die bomsquad daar gewees, as Rassie al die reserve voorspelers opstuur, en dan maak hulle so groot impak op die wedstryd. So toe noem jy noem nou die biddervrouens, die bomsquad, want hulle kom in met die Here se krag en genade, en hulle bid, dit is soos 'n skok in die geesteswêreld, en hulle lê hulle hande op jou seun, en jy gaan terug na die toetse toe, en hulle sê, maar hoor jy, hy is 100% genees en gesond. Dit is 'n goddelike wonderwerk. Prys die Here. Ja nee, ek dink vir ons, van ons perspektief af, is dit 'n wonderwerk, maar dit is wie God is. Hy is 'n groot God, ek meen, is nie vir hom 'n wonderwerk, is vir ons. Maar ek dink, wat ek geleer het, hy situasie, ek onthou toe wat hulle vir hom bid, en nou pleit hy ook, ek na mense in die nagte, Here asseblief spaar my seun, as hy het oorleef, gaan ek die dien, ek gaan al die mense negotiate, jy weet, maar ek onthou, en dis wat ek eintlik geleer het uit daai situasie uit is, soms dink jy vertrou die Here vir daai situasie, maar hy is eintlik besig om vir jou te bou, en ek onthou hulle het vir hom gebid, en dit was great, hy het op die grond gelê, slain in the spirit, soos hulle sê, maar daar was 'n situasie waar ek gestaan het, en ek kyk hom soos daai, en ek sê, Here, laat U wil geskied. Wat ook al U wil is, ek is okay met dit. Nou, ek sê nie daai om nou braaf te klink after the fact nie, maar daai is wat in my gees daai tyd, ek onthou nog. En ek dink as pa is dit 'n baie moeilike gebed om te bid, want alles in ons sê, Here, raak hom aan, maar jy kom nog en sê, Here, U wil. Yep. En ek onthou daai oomblik, want daai oomblik was my een van die oomblikke wat turning point was. Ek het ophou negotiate, en ek onthou jare terug het ek 'n liedjie geskryf, en dat is amper my gebed nou nog. Here, laat U wil geskied in my lewe altyd, al kan ek nie soms verstaan die pad waar langs ek moet gaan. Here, ek is desperaat en afhanklik van die raad, maar nie my wil, maar U wil, bly ewig die gebed van my hart. En dan het ek 'n gedeelte geskryf, die tweede vers, Here, breek my waar hy moet, totdat net U beeld oorbly. Ek wil nooit vergeet die bloed wat gestort was vir my. Ek soek nie oorwinnings wat nie van U, Heer, is. Red van eie insig, tot ek net wandel in U wil. En daai oomblik te word, daai liedjie wat ek 20 jaar terug al geskryf het, 'n werklikheid, om te sê, Here, laat, amper soos Jesus in Getsemane, Here, wat ook al hy wil is, neem die bitterbeker weg, ek bid en ek vertrou vir U, maar wat ook al dit is, ek is okay. Connie, so jy het net eintlik gesê, Here, ek gee oor. Ek gee vir hom terug. Wow. Ek kan onthou, ek het nog daar gesit, toe sê ek, Here, net soos Hanna gebid het vir Here, U vertrou het vir 'n kind, maar eventually het sy vir Samuel teruggegee, aan U. Die geskenk van genade wat U vir haar gegee het, hy sy teruggegee aan U, gebruik hom. Ek dink nie dis maklik nie, maar mense wat hierna luister, om goed terug te gee vir die Here, ek praat nou selfs jou huwelik, weet, selfs in besigheid, selfs kinders, om terug te gee van die Here is baie keer moeilik, want ons wil vashou, né? Yep. En dis ook jy sê, jy het genegotiate. Yep. Sê, Here, raak hom aan met, en tot jy op 'n plek gekom waar jy so oorweldig is, die woord Engels is ek's vulnerable, ek is breekbaar, maar Here, U wil. So ek dink as die mense luister hierna en sê, en wat ook al plekkie is, Here, ek gee oor aan U. Here, ek stap U nou in hierdie situasie in. Laat dit uitspeel soos wat U dit beplan het. En in jou geval die Here bonatuurlik jou kind aangeraak in hom. Ja, en ek dink wat vir my geraak het, is my geloof was gebou. En is dit so, as ek wil regtig nou braaf klink, my gevoel is, ek was bang, vir wat kan gebeur, maar iets het gebeur in my geloof. Ek onthou, ek werk baie met die seniors, en ek onthou eendag een van die tannies, ek gaan nou nie haar naam noem, maar ek noem maar van As, sy het eendag 'n storie vertel, haar enigste dogter, haar seun is dood, haar oudste seun is dood, en sy het nog 'n seun, en toe gaan hulle dogter, Engeland toe met hulle kleinkind, en hulle was baie lief vir die, en toe staan hulle by die lughawe, en sy sê, sy was baie hartseer as 'n ma, oor daai,
Maar toe sê sy vir die Here, U het die kind vir my 35 jaar gelede in my hand toevertrou aan my. Ek gee haar nou terug in U hand, sy sal veilig wees. Sure. En daai woorde het in hy oomblik by my nogals gekom, toe wat ek my seun, ek dink baie kere, ons sien dit as 'n risk, om goed op te offer aan God. Waar's veiliger? En ek weet, soms sê God nee ook, en ek weet, ek het al stories van daai, maar wat ek wel geleer het is, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. En ek dink daai is maar net vir my. Wat ook al mag gebeur, Here, it is well with my soul. Connie, waar het die roeping van die Here op jou lewe begin? Wanneer het jy besef, hoor jy, ek wil vir die bediening leef? Moet ek eerlik wees, of soek jy 'n diplomatiese antwoord? The one truth, the only truth. Ek wou nooit in die bediening, eerlikwaar. Ek is 'n derde generasie. My oupa was 'n pastoor, my pa is 'n pastoor, al sy broers is pastore, al my aunties is pastore. Dit was nie iets wat ek wou doen nie. Ek wou prokureer word. Musiek is eers iets wat ek wou doen nie. Ek wou prokureer word. Ek was passievol oor dit. Maar ek onthou dat ek 16 jaar oud was. As ek sê, my pa en ma het geskei toe ek 12 of 13. Toe wat ek 16 jaar oud was, toe bly my pa, die tweede huwelik, toe bly my pa in Parel. Toe het ek 'n baie goeie vriend daar, sy naam was Mikey. Hy was 'n brilliant musikant. Hy was die beste musikant in Parel. Hy was 'n drummer. En hy was my held. Maar op 16, ek het nog nie musiek gemaak, ek was maar net so goed saam met die band gehang, want hulle was my pa se band. En daai was vir my, ek het daarso. Eendag toe stap ons, hulle het nog 'n konsert gehou daar, in die saal daar, en die volgende week toe hoor ons net, Maatjie is siek, 2 weke later, hy was 17 of 18, toe hoor ons hy's dood. Oh. Nou, vir 'n 16-jarige kind, wat nou die skei kom, en nou kry jy die vriend, en dan besef jy, iemand gaan net dood skielik. Ek onthou op sy begrafnis in die AGS kerk in Parel in. Daar was 'n pastoor Marlak daar, die ou pastoor Marlak, en hy het toe op die begrafnis toe maak hy 'n uitnodiging, en ek was een van hy, op daai, terwyl my vriend se kus daar staan, het ek besef hoe kwesbaar is die lewe. Is hier vandag en is waarlik wel gras. En daar het ek my hart vir die Here gegee, maar nog nie my lewe nie. My hart, ek het bekeer en al daai goed gedoen, maar soos 'n jong man van die Kaap was ek 'n jong man. En ek moet vir jou eerlik was sê, so ek kan onthou, iemand het eendag gesê, Andy Stein het gesê, het met sy pa gepraat, dat ek 'n pastoor was, toe vry pa, ek hoor altyd julle praat van roeping, maar mag 'n mens volunteer? En as ek nou eerlik wil sê, sal ek sê, ek wonder soms, ek dink ek was 'n volunteer, eventually. Ja, daar is altyd die goed wat in 'n mens gebeur, soos ek sê, ek het groot geword onder die geklank, en die salwing en al daai goed. En eendag het ek net besef, ek dink, toe het ons nou musiek maak, weer eens, ek het heeltyd die breekbaarheid van die lewe gesien, die goed status, hoe breekbaar is dit, bekend, beroemdheid. My pa was een van die bekend, in ons kultuur is my pa een van die bekendste mense wat daar is, maar ek het gesien hoe breekbaar is daai. Ek sê altyd, mense gee vandag palm takke gooi hulle en sê Hosanna, môre gee hulle palm klap. En daai het ek gesien. So ek het gesien hoe breekbaar is daai goed. So daai was nie my aantrekking nie. Ek dink as 'n jong man het ek baie bewus geword van doelgerigtheid. Purpose driven, jy onthou, hy het met Rick Warren purpose driven, en ek dink daai is wat my, as ek kan dit noem 'n roeping, dan is daar altyd van jongs af iets in my van, daar moet meer wees, as om net te werk, om 'n salaris te verdien. En as ek nou, kan ek bely, wat gebeur het, een van die goed, behalwe musiek, ek onthou, ek was in my derde, ek was baie passievol oor law. En toe ek in die lecture eendag, een van die dinge was Criminal Procedure, ons het Criminal Procedure Act. Toe het ons nou die scenario's wat ons hou, wat ons amper soos court cases doen. Toe vra ek net vir die lecturer, van hy was 'n magistraat, hoe defend ek my kliënt as jou werk as 'n prokureur is om jou clients best interest te serve met jou giftings. Toe sê ek, hoe doen ek dit as ek weet hy is skuldig? Dit was 'n vasvraag, ek het uiteindelik net gevra. Toe het ons nou 'n dansie daar, ek en hy so debate en die hele klas is daar, en toe later word dit 'n ego trippie, maar ek het 'n vraag gevra, omdat ek 'n antwoord gesoek het. Maar toe sê hy vir my die woorde, toe sê hy, Mr. Sekou, at the end of the month,
when you have bills to pay, you must decide. Want ek het hom gesê, ek het gesê, sir, law is built on truth, justice. Justice is based on truth. That's the pillars. Now, if I know the truth, as ek weet my kliënt is skuldig, hoe gaan ek justice gaan laat geskied? En toe dans ons nou om daai. Toe sê Mr. Seker, at the end of the month, you must decide, do you want to worry about truth, justice and law, or do you want to get your salary? Iets in my daai dag, praat van roeping, iets in my daai dag het net iets soos, maar ek het gedink, law, dis waaroor het gaan, righteousness. En daar het iets by my daai passie ook doodgegaan, en toe sit mos my musiekbak. So as hy praat van roeping, daar was nog altyd iets in my van, dat moet iets soos righteousness. Jy weet, purpose en righteousness, ek weet die... Maar Connie, ek hou jou dop. Jy is die uitverkore, of uitgekies, of uitgeknip vir wat jy doen nou. Hoe jy met mense werk, hoe jy praat, jy het maar liefde vir mense. Ek weet as baie wat nou amen sê, wat jou ken. Maar Connie, dis aansteeklik. Ons pastore en mense wat saam met jou werk en volunteer en in die bediening is, dis aansteeklik hoe jy is. So, die manier hoe jy praat, die manier hoe jy lief het, die manier hoe jy net jouself gee, en mens kan sien dit kom natuurlijk vir jou, jy is lief vir mense. So, ek sê net, hou aan met dit. Hou aan dat ons 'n voorbeeld sien in jou, ons love jou as pastoor, ons love jou as 'n vriend tussen ons love jou op verhoog, hy kan nog al 'n keyboard laat sing, en 'n keyboard saamgesels, so Konna, daar's definitief 'n blou druk van die Here op jou lewe, en die vrug van dit is, jy wys Jesus vir ons almal, en dit is nie 'n plek waar jy dalk alles wil hoor wat ek nou sê nie, maar Connie, jou smile, jou integriteit, hoe jy stap in 'n vertrek en hoe jy met mense werk, ek hou jou fyn op en sê, Here, ek wil soos Connie ook wees. Ek wil regtig daai persoon wees wat net die lig bring, want jy bring die lig. Jy bring die smiles, jy bring partykeer die ernstige gesprekke, jy bring partykeer daai hart, ek wil selfs begrafnisse, preke agter die keyboard, jy lewe vir die Here. En ek wens almal, maak vandag 'n keuse. Al het jy nie 'n roeping vir 'n pastoor nie, jy het 'n roeping om mense te bedien en mense te seën en deur jou woorde en deur jou optrede net liefde te wees. En Connie ken amper almal in die sin van uit name, hy ken hulle by hulle naam, hy het party byname vir hulle wat baie oulik en cute is en Connie, laat die lig van die Here altyd so deur jou, maar deur ons almal skyn en werk. Sien jy uit na hierdie Kersseisoen? Ja, ek sien baie uit om Kaap toe te gaan. Ja, hy gaan 'n lekker vakansie by die Kaap, nee. Saam met sy hele familie. Ja, nee, ek sien baie uit. Ek sien altyd uit om, ek noem dit altyd, ek gaan huis toe. Want, as ek eerlik is, Gauteng is nie my natuurlike, ek is 'n Kaapenaar, ek love die Kaap. Ek sê altyd, ek is Connie van die Kaap. Nie oor wat die Kaap is my bekendheid, maar ek het ook geleer, dit is my comfort zone. Maar Gauteng is my comfort zone. So praat gou vir my vinnig, hoe lyk 'n tipiese Kersdag by julle familie? Ek praat van die kos en die wat, hoe lyk die dinge? Kyk, soos ek sê, ek meen as die gewone, as die kook, as die kosse, die verskillende buffet, my ma maak aan noedelslaai. En dan split ek tussen my maale en dan my paale toe gaan en my Marblin Kilser vir my pa en Easterrivier, my res van my familie op die vlaktes. So julle eet julle self knippeldik? Jep, nee, en dan gaan ek kuier ek die familie. Hoenderborsie, so baie eet jy. Ja. Maar dit gaan oor die familie. Die belei na die tyd. Ek weet almal is besig om te beplan, hoe lyk Kersdag se ete, hoe lyk familie, al is julle alleen. Man geniet net die mekaar. Yep. So kon jy geniet julle Kerstyd, as julle afvry Desember, geniet dit, seën vir jou, ons sien uit om jou Januarie weer terug te hê saam met ons, en dat die guns van die Here op jou sal bly. Dit was heerlik saam met jou vandag. Nee, baie dankie vir die invite, man, het was lekker om te gesels. Groot plesier. Mense, ek vra asseblief, like, subscribe, deel hierdie podcast, dit is 'n voorreg, ons gaan van krag tot krag, sien julle volgende week, goed gaan.